Goeiedag, ek glo dit gaan baie goed met jou. Nou ek wil graag 'n skrifgedeelte met jou deel. En is hier in Johannes die eerste hoofstuk, die 12de vers wat sê: Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En dan sê vers 13: Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man is nie, maar uit God gebore is. En wanneer ek hierdie skrifgedeelte lees, dan dink ek terug aan 'n spesifieke persoon in my lewe. Ek het op 8-jarige ouderdom my pa lewendig verloor. Nou, u sal wonder wat beteken die term lewendig verloor. Hy het lief geraak vir 'n ander tannie en hy het my ma gelos en hy het ons kinders gelos en ek is paaloos gewees. Maar daar was 'n spesifieke oom gewees, oom Tom, wat in ons lewens ingeloop het. En in hom Tom het ek 'n ander rykdom leer ken. Terwyl ons hierso na die dammetjie kyk, hy het my leer visvang. Hy het saam met my gegaan wanneer ek rugby gespeel het. En om Tom het my aanvaar net soos wat ek is. En weet jy wat? Om Tom het vir my gesê, jy is my seun. Ja, sy bloed het nie in my are gevloei nie. Ja, dit was nie sy wil dat ek daar moes gewees het nie. Maar hy het my aanvaar as sy seun. En hierdie gedeelte sê vandag vir my, al is ek nie 'n Jood nie, al word ek nie regverdig deur my agtergrond nie, God die Vader het my aanvaar net soos wat ek is. En weet jy wat? Omdat hy my aanvaar het en my aangeneem het as sy kind, het ek die reg om vandag aan sy tafel te sit. Ek is sy seun. Ek is 'n erfgenaam. Hy het vir my 'n ring gegee, 'n seelring, en ek kan besigheid namens hom doen. Vandag kyk ek terug en ek wil sê dankie. Ja, om Tom het later met my ma getrou en hy was my stiefpa gewees. En hy was baie beter vir my as my eie biologiese pa. Vandag dink ek terug aan Tom, maar vandag is dit vir my 'n beeld van God die Vader wat my aanvaar net soos ek is. En hy maak my sy kind. Mag die Here jou ryklik seën. Amen.